Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, hè. Wat 'n dag is dit? Dis mos petroldag, nee. Maak seker my boet aan Sissa, jy kry jou petrol, raak ingeskakel by 'n selmeeting, by 'n biduur, nêrens in God se woord staan dan enigiets van 'n krywan van mekaar af nie. Die Here het gesê volg my. En dis wat ons moet doen. So maak seker jy kry jou petrol. Halleluja. My naam is Danie Gerber en vandag praat ons 'n bietjie oor die koms van die Here, maar ek wil nou so 'n bietjie begin met om te sê, weet jy, wanneer jy weet dat jy gaan kuiergaste kry, wat doen jy? Jy maak seker jou huis is skoon hê. Maak gou skoon, bietjie suig die matte, maak die teel skoon, was die skorrelgoed, want jy wil nie hê kuiermense kom en die skorrelgoed bak staan so nie, want mense gaan dit sleg uitkyk. So jy maak seker jou huis is skoon en dan steek jy jou man in die werk, nê. Wat moet hy doen? Maak die erf skoon, maak seker die erf is mooi skoon, die gras is gesny, want daar kom gaste en hulle gaan daar kom oorbly. En dan maak jy ook seker dat die spaarkamer het nuwe skoon beddegoed op en dit is netjies en skoon, want jy wil nie hê die mense moet daar kom bly en nie hardloop 'n kokkerot of 3 oor jou bed nie, nê. So maak seker dit is mooi skoon en dit. En ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy moet weet dat die Here kom, die koms van die Here is naby, dan wil ek sê daai Engelse woord ons neglect, nê. Ons gee nie om nie, want dit is hoe ek is, dis hoe ek lewe. Ons gee nie om ons huis skoon te maak nie. Wat se huis praat ek van? Hierdie huis. Want jy sien, ons weet, ons hoor die woord. Gaan kyk maar Matteus 24, ons gaan nou so 'n stukkie daarso lees. Die woord sê vir ons, die koms van die Here is naby, maar ons gee nie om nie, want ons maak nie saak oor ons huis nie, ons maak nie ons huis skoon nie. Ag, die Here weet mos hoe leef ek. Die Here het my so gemaak en ek is so gelaat staan. So dit is hoe ek is. Nee, ek en jy het nodig om ons innermens, hierdie huis skoon te maak. Jou erf, nou wat is die erf? Dis die plekke waar jy uithang. Daai plekke en goeie, is erg party ouens kry hang by die plekke uit. Dis erger as Sodom en Gomora. Maar die mense hang by sulke plekke uit. Maar as jy mense gaan vra as jy dood gaan, waartoe gaan jy? Ons almal gaan hemel toe. Maar jou huis lyk soos weet nie wat nie. Jou erf lyk pateties. Jy het nie 'n spaarkamer nie. In ander woorde, daar's nie plek vir Jesus Christus in jou lewe nie. Jy moet nie nou kom met my naam met die Here nie. Ek het nog baie tyd. Ek sal later oor daai gedeelte praat en goeie. So ons wil nie nou daar kom nie. My boetie en sissa, die koms van die Here is naby. Waarmee hou ons besig? Kom ons gaan kyk so 'n bietjie in God se woord. Matteus 24, hy begin na vers 29. Hy sê daarso, die koms van die seun van die mens. Nou ek gaan in jou eie tyd gaan lees dit. Ek wil net lees hierso van vers 32 af. Hy sê, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. En dan vers 36, maar aan die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En dan verse 42, hy sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. My boetie en sissa, ons moenie speel met tyd nie. Daar's nog baie tyd, ons gaan nog regmaak. Ek kan onthou, my ouma het vir my gesê, boetie, moenie so stout wees nie. As die dag van die Here, as die Here kom en jy is stout, dan gaan jy agterbly. Nou ek weet, daai tyd was dit nou al so gewees en almal sal dit sê, want die tyd is so lank. Kom ons julle haas, geniet jou lewe en dan as jy oud is, dan gee jy jou hart en lewe vir Jesus Christus. Wat as jy nie gaan oud word nie? Wat as die koms van die Here voor die deur is? En dit is vandag my of jou beurt. Is jy gereed wanneer Jesus gaan kom? Is jou huis skoon? Is jou erf skoon? Het jy 'n spaarkamer? As ek dit so kan sê, het jy plek vir Jesus Christus in jou hart? As jy nie dit het nie, maak plan, kry dit in orde. Die tyd is min. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here baie dankie vir
u teenwoordigheid. Here, dankie vir die woord. Aba, ek bid en vra dat u saam met elkeen sal wees. Ja, Here, laat ons nie net sal voorgee, ons is 'n kind van u nie, maar dat ons dit sal uitleef. Ons huis, ons erf, ons kamer sal skoon wees, gereed sal wees vir u om enige oomblik te kom en ons te kom haal. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag en vertel vir iemand, Jesus Christus leef en die Here het jou lief. God bless. Geseënde dag.